Rentekoerse kan moontlik opwaarts beweeg, maar daar is steeds positiewe tekens vir ons ekonomie. Ons gesels met Waldo Kriel en Christian van FFG oor hulle siening. Als in hierdie week se ekonomie-oorsig wat met trots aan jou gebring word deur FFG. Die rand verhandel tans op R16.35 teenoor die Amerikaanse dollar, op R19.03 teenoor die euro en op R11.71 teenoor Australiese dollar. Die Brent olieprys staan nou op $99.12 per vat. Ons het dan amptelik 30,000 subscribers op YouTube bereik. Ek wil dan uit my hart uit vir almal baie dankie sê vir elke kommentaar, like en share en dankie dat julle die pad saam met ons gestap het en hierdie vir ons dan werklik moontlik maak. Sonder julle sal ons dit nie kan doen nie. Soos beloof gesels ons weer met Waldo Kriel van die Noordwes Universiteit vandag. Baie welkom by ons Waldo. Môre Johnny, dankie vir die kans. Waldo, ja, daar's 'n bietjie nuus wat uitgekom het. Ek dink ons begin nog by die inflasie goedjies, syfers wat uitgekom het, verwagting van dit, want dit spoel nou oor na rentekoers wat hierdie week natuurlik weer uitkom. Ja, vertel ons 'n bietjie meer. Johnny, so dit was April maand inflasie syfers wat verlede Woensdag uitgekom het. Die inflasiekoers dan op na 4% toe, van 3.2 af. Dit is hoofsaaklik brandstof. As mens daai lys van pryse so gaan kyk, dan is dit brandstof is die een wat uitskiet daar. Vleis 'n bietjie. Maar voedselprysinflasie gemiddeld, die hele groep, is eintlik laer as in die vorige maand. So dis heel positief. Dit maak vir my sin as ek na die pryse gaan kyk. Ja. En dan is daar so hier en daar 'n uitskieter, ek dink sulke toervakansies wat hier die hele pakket bespreek, hulle is duurder want so ek dink die vlugte is duurder. Ja. Soos sulke tipe goedjies, maar klein veranderinge. Elektrisiteit en water nog steeds bo die gemiddeld, ek dink 7 en 8%. So dit is daardie en dit voer dan in die dienste-inflasie, want as jy nou na die goedere-dienste verdeling kyk, is dienste-inflasie is nogals op, maar dis daardie dienste, dit is die geadministreerde pryse wat bietjie op is. Kerninflasie is ook 'n bietjie op en ek dink dit is waar die Reserwebank gaan sê, maar kyk jy haal brandstof en jy haal voedsel uit die prentjie uit en dan is kerninflasie nog steeds op. Ja, dit is die geadministreerde pryse hoofsaaklik. Maar dit is vir hulle 'n slegte teken. Hulle sal dan sê, maar weet jy, is daar 'n inflasieproses aan die kom? Moet ons dit nou bietjie rem? Dit is basically wat hulle gaan kyk, is nie net die skok van die brandstof en die oliepryse nou nie, is dit sistemies al amper, ja. Dis reg, ja, nie so, dis nou een ding met jou brandstofkoste styg, maar weet, as jy begin meer betaal by jou haarkapper en jou rekenmeester, dan weet jy, dit het nou deur die ketting gegaan na die verste punt, hoe wil ek amper sê. Ja, en almal het gehoop oor die naweek dat ons ooreenkoms kan kry in Iran, dat hierdie effek of die brandstofpryse kan begin afkom en alles, maar lyk my ongelukkig nie so nie. Johnny, dit het gister goed gelyk. Marco Rubio het gesê, daar sal maandag nog iets aangekondig word. Die oliepryse is soos 10% af gister. Hy was op 'n stadium 95, hy is nou terug na 98 toe, maar toe nou maandag aand oornag het die VSA teikens in Iran getref met missielaanvalle. Ja, en ek dink Israel het Hezbollah aangeval. So die dinge is nog steeds nie uitgestryk nie. Hoewel hulle nou in die persverklaring sê die gesprekke gaan voort. Maar dit gaan dan verseker nie vandag of oormôre ooreenkoms wees nie. Nee. Hoorie, ek het baie interessante iemand my oor die naweek gebel. Ek het gister in die graanvideo gesê. Toe sê hy, hoorie, dit klink asof sy kinders se speelgoed ook deur die straat van Hormuz kom, want al die pryse is op. Maar dit sê eintlik iets vir my hoe geïntegreerd olie in die hele waardeketting. Dit is so nie, mens moenie onderskat waar olie oral in wat dit alles ingaan nie. En hoe eintlik skeepvaart nou ontwrig is. So al skepe is op die verkeerde plekke, kan nie vaar soos hulle wil nie. Dis nie net olietankers en groot gasverskepers nie, dit is iets van alles. Ja, dit is ongelukkig waar, pryse is op en ons gaan dit begin sien in die inflasiekoers. En natuurlik donderdag se rentekoersbesluit. Is hy. Ja, ek so graag as wat ek en jy graag wil hê hulle by die reepekoers nog een keer onveranderd hou, dink ek nie dit gaan die geval wees nie. Veral nou met die kerninflasie, weet jy. Ja, nee, daar's bietjie prysdruk. 4 is redelik ver van 3 af, so hulle wil maar die inflasie naby die mikpunt hou. Hulle het nog altyd eerder vroeg beweeg as om te wag. So ek dink hulle gaan nie sneller trek op 25 basispunte. Wat gebeur hoor, ons het nou, jy praat van 4% inflasie, maar ons het voor die oorlog byvoorbeeld uitgebreek het. Jy het genoem dat dit laat inflasie, hulle verwag het 'n bietjie gaan opgaan. Ja. Wat is daai verskil eintlik nou tussen daai verwagting en toe na die oorlog nou uitgebreek het?
dis nie 'n groot verskil nie. Dis maar so 50 basispunte. Die verwagting was nie dat inflasie by 3 gaan bly baie Januarie, Februarie was nie. Almal het gedink hy gaan so effentjies opskyf. Daai Eskom verhoging was in die pipeline gewees en maar niemand het op daai stadium voorspel dat hy 4 toe sal gaan nie. Dit gaan miskien 'n 3.4, 3.5, dan kom hy weer af terug na 3 toe. Maar ja, die oorlog het verseker nou 'n impak. Die groot vraag is eintlik maar net hoe ver gaan hy gaan in die waardeketting? Ek dink die interessante dinamiek is ons het ook al gesels oor besighede wat so lank voorrade vooruitgekoop het in April met die gedagte van nou maak jy so 'n bietjie kostes laer vas sodat jy dalk nie die volle prysverhogings wanneer dit jou tref hoef deur te gee aan die verbruiker nie, want jy kan nie. Die verbruiker gaan skuif, hy gaan iemand anders soek. Tot jy nou rarig moet nie, ja. Tot jy moet dit rarig uitstel tot op die laaste, want die vraagkant van die ekonomie is maar as begin nou daar kom wat die ouens dit nie wenig meer kan doen nie. Daar is die moeilikheid is waar daar is hierdie koste druk, maar jy kan dit nie aangee na die verbruiker toe nie. Dit vreet weer in alles anders in winste en lone ensovoorts. Wat in vir jou sê, het so 25 basispunte klink min, maar dit kan nog as 'n groot impak hê op mense se besteding omdat hulle reeds onder druk is. Ja, en as jy hulle nog verder onder druk is. Die arme verbruikers nie eens sy skuld nie. Nee. Maar ek wil gou hoor, ons het verwag, jy het nou gesê verwag dat hy op 3.5 toe gaan en dat hy daarna weer sou afkom. Verwag ons nie dieselfde dat hy maar hy sou net op 'n hoër vlak dat hy 4% toe gaan en weer gaan afkom of nie noodwendig nie. Ons sal nou sien gewoonlik in die verklaring wat saam met die repo-koersbesluit kom, gee hulle 'n bietjie hulle vooruitskattings ook. Ons sal sien waar dink hulle draai en hoe lank dit vat voor daar draai kom, maar al daai is eintlik maar gebaseer op hoe vinnig kom die oliepryse af. Maar dit thumbsak of wie glo jy nou? Ja, hulle het in die vorige besluit so 2 scenario's gemaak en gesê weet 'n vinnige einde en 'n uitgerekte oorlog. So ek skat hulle gaan dieselfde doen, maar presies wat is 'n vinnige einde bedoel jy nou binne 'n maand of 2, maar uitgerek beteken vir die loop na die einde van die jaar toe. Wel dan, hoe speel die Amerikaanse rentekoerse nou in op hierdie eintlik die komitee wat nou sit, hulle sit van vandag af tot donderdag. Hoe sal hulle die Amerikaanse situasie dan nou in ag neem in hulle besluite? Die Amerikaanse situasie is nou kompleks. Daar's duidelik teken dit gaan nie so maklik en of voorspoedig soos wat hulle graag sou wil hê nie. Verbruikersvertroue is af, daar is 'n bietjie druk op pryse. Nou nie oral dieselfde ensovoorts nie. So ek dink dit hang 'n bietjie af van watter kant jy staan. As jy sê toe maar wat die tariewe se impak is deurgewerk, dit gaan nie inflasie verder verhoog nie. En ons gaan hierdie groot sprong in groei sien uit die beleggings in AI. En dan dink jy kan rentekoerse nog dieselfde hou of selfs verlaag. Selfs nee, ja. Maar as jy sê nie maar hierdie olieprys ding gaan ons nou binnekort begin inhaal, dan moet rentekoerse dieselfde bly of verhoog. So watter kant toe dit gaan interessant wees om te sien. Almal praat baie oor wat Kevin Walsh se invloed gaan wees op daai besluit. Maar hy's maar een ou wat stem uit die hele groep van lede van die Open Market Committee. So ek dink ons sal sien. Wanneer is dit hulle dan nou? Johnny, ek is nie seker of wanneer, maar dit is ook nou binnekort hulle. Maar die gevoel wat as ek nou dink en ek en jy reeltyd praat, die gevoel is dat hulle eerder sal afwaarts te beweeg. Ja. As ek nou na die mens goed luister en alles. Dit is verseker die denke is dat hulle is nie op kom ons verhoog die rentekoers nie. Daar is 'n paar ouens wat vir dit skree van die kantlyn af. Maar ek dink nie dit is waar ons en hulle is nie op dieselfde punt nie. Maar dis goed vir ons as hulle Ja. Dan is dit sleg vir ons as hulle verhoog, nee. Ja, dat is nie 'n keuse. Ja. As hulle verhoog, moet ons verhoog ook en ek dink die kans is groter dat hulle dalk dieselfde sal bly waar ons waarskynlik gaan verhoog. So dit is nie sleg gewoonlik vir die rand nie. Dit help so 'n bietjie met 'n invloed van geld in die effektemark in. En maar ek kan dalk terug nader aan 16 beweeg. Ek dink hy staan op 16.30 nou op iets, maar kan hy nou weer 'n bietjie verswak vroeg vanoggend na aanleiding van die nuus, maar dit is die omgewing. Hy was 16.70 laasweek toe ons gesels het, hy afgekom 16.30 omgewing, ja. En dan as ons verhoog Amerikaners bly of val, dan kan ons dalk
16, 10, 15, dalk 6, 16 toe gaan. Ek wonder of hy so baie sal beweeg. Wenig so baie sensitief sal wees. Ja, dit sal ons nou sien. Ek wil net sê, ons klink, ek en jy klink nou of ons bedruk is oor die toestande, maar as jy na die All-Share Index gaan kyk, dan deur die mark reageer op elke stukkie goeie nuus baie positief. Okay. Niemand is half, maar ons is nou in 'n afwaartse spiraal hier nie. Nee, en dan Moody's wat Vrydag uitgekom het en gesê nee, hulle gee vir ons nou 'n positiewe vooruitsig op ons kredietgradering. So die gradering is onveranderd, maar die rigting waarna hulle dink is positief. Maar vertel, wat is die impak daarvan nou en wanneer kan dit nou gesien word in die ekonomie? Ja. Ek dink dit gaan 'n bietjie oor sentiment, dit gaan so 'n bietjie oor kom belê in ons effekte, want effektief sê hulle eintlik, hulle dink die regering is op 'n goeie pad met die staatsfinansies, en dit weet om jou geld in ons effekte te kom sit is nie so slegte idee nie. En dit dalk 'n bietjie meer invloed, rand sterker, inflasie dalk bietjie laer, al daai tipe goed. Dit is eintlik maar interessant hoe almal wel dieselfde inligting lees en verskillende antwoorde sien in dit. Maar hulle is nou positief oor die fiskale konsolidasie deel van die storie, maar ook oor die wat nou by Transnet aan die gang is. So hulle noem as 'n voorbeeld, sê maar kyk, Transnet se hawens het nou in die 2025-26 finansiële jaar iets soos die meeste vrag in 15 jaar hanteer. So dit is 'n bietjie positiewe nuus en nou ja, dit lyk asof daar 'n bietjie momentum is aan die spoorvervoer kant. En so hulle lees daai alles as goeie tekens en dalk moet ons nie heeltemal so bekommerd wees oor die rand en die oliepryse en is daar nou 'n aanval of 'n vrede of ons moet maar net die golf so ry vir nog 'n maand of 3 en kyk hoe skit dit uit. Maar die werk wat in Suid-Afrika moet gebeur, moet in elk geval hier gebeur. Ja, en ek hoop regtig dat ons intern nog die goeie faktore hou wat hierdie positiewe uitkyk vir ons kan gee. En dan is hopelik hierdie eksterne faktor nou kan wegval, dan kan ons weer half terugbeweeg na voor Februarie praatjies toe waar ons regtig positief was oor alles. Voor Februarie was ons regtig optimiste. Yes, ek is baie opgewonde. Ek het so nou en dan gaan kyk ek weer een van daai video's want ons is so 'n positiewe nuus gewees en dit is so lekker gewees. Ja, maar ek dink weer eens mense hoef nie, soos jy gesê het, doom and gloom. Dit is nie net als doom and gloom. Nee, ek dink die bekommernisse is 'n eind verder weg. Ek meen jy praat self oor insetkoste vir volgende somerseisoen. Dit raak 'n bekommernis, maar op die oomblik ek wil presies niks, geen bekommernis gaan 'n verskil maak aan wat president Trump vanaand doen in Iran nie. Ja, ons hoop, maar ja, kom ons hoop maar vir die beste, maar ek dink daar's positiewe tekens onder die. Daar is ook positiewe tekens, ja. Baie dankie vir jou tyd, Waldo. Baie insiggewend geweest. Plesier, Johnny. Ons gesels dan verder met Christian vandag van FFG en ons wil 'n bietjie sy siening ook kry oor waar hierdie onsekerhede van die Iran-oorlog ook dan gaan uitspeel op ons plaaslike industrie. Baie welkom by ons, Christian. Dankie, Johnny. Christian, ek en Waldo het net gesels, daar's 'n bietjie positiewe nuus onderliggend, maar ons het natuurlik hierdie byl wat oor ons kop hang met die Iran-oorlog en goed. Ek wil eintlik by jou hoor, hoe moet 'n mens hierdie onsekerhede hanteer as jy nou van 'n beleggingsoogpunt af? Ek dink een ding wat 'n mens moet aanvaar is dat die situasie in die Ooste en die Midde-Ooste verander basies elke dag. En niemand kan voorspel wat môre gaan gebeur of volgende week of selfs volgende maand nie. Maar wat ons wel oorseker kan wees is dat die impak van hierdie oorlog en die impak van hoë oliepryse sien ons definitief nou begin deurkom in die nuutste syfers. So ek dink mense moet dit aanvaar en ons moet aanvaar dat dit heel waarskynlik gaan veroorsaak dat ons met 'n hoë rentekoers sit vir langer, waar ons oorspronklik gedink het rentekoerse gaan afkom, het daai situasie omgedraai. Maar ek dink die mark besef dit en ons weet dit en baie van dit word reeds ingeprys ook. So, maar hoe sal jy dan nou gaan sê, ek en Waldo se siening is dat ons dalk 'n 25 basispunt donderdag moontlik kan sien, dat hierdie, soos jy ook nou genoem het, dat ons dalk in hierdie hoër rentekoers siklus nou kan inbeweeg. Is dit ook jou siening en hoe moet mense dan basically bestuur? Dis 'n goeie vraag. Ek dink dis uit en uit gaan ek spekuleer om te sê, maar kan dalk na gelang wees van wat Amerika doen, gaan ons besluit maak. Ons is baie konservatief en ons wil inflasie onder beheer hou. Ek sien inflasiesyfer wat vir April uitgekom het is weer 4% op van 3.2% in Maart, iets soos dit. My vermoede is, as ek moet sê, sal dit
dalk nie die wysste ding wees om rentekoerse te verhoog nie. Ek sal daarvan hou as ek sien hulle hou dit stabiel, omdat ons reeds onder druk is met hoër brandstofpryse, verseker met hoër kospryse in die nabye toekoms. So ek sal wel sien hulle hou dit gelyk die rentekoerse net om dit nie te verhoog en ons verder onder druk te sit nie. Ja, ek en jy het nou voor die opname ook nou so 'n bietjie gesels oor die hoër brandstofkoste, die impak wat dit op voedselproduksie kan hê. En voedselproduksie dalk moontlik laer, nie net Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd ook. Iets soos 'n mielie byvoorbeeld. Plaaslik sit een van stapelvoedsels, koring, brood wat dit nou weer 'n hoër prys kan maak en moontlik iets soos 'n aardappel ook vir volgende seisoen. Ek praat nou natuurlik alles volgende seisoen. Is dit iets wat ons voor moet uitkyk wat dalk voedselinflasie kan begin opdruk, wat ons dalk in 'n langer termyn hoër rentekoers, kan ek sê tendens of siklus kan sit? Ja, verseker. Ek dink afgesien van voedselpryse en dat jy sê dit nog moet deurkom, ek dink die vervoer van voedsel op ons paaie. En dan nou soos jy genoem het, al hierdie insette wat opgaan, wat die impak van hierdie pryse opstoot. Sonder twyfel, en ek dink ons gaan dit gouer sien as later. En wat natuurlik gaan veroorsaak dat ons met 'n hoër inflasiekoers sit, maar wat ook veroorsaak dat ons met 10-1 met 'n laer BBP groei in die land gaan sit. So ons sit in 'n situasie waar jy 'n stagflasie omgewing het, waar jy hoër inflasie het, maar ook 'n hoër rentekoerse, waar hoër rentekoerse nie noodwendig beteken die inflasie kom dadelik af nie. En dan wat tot gevolg het dat jy met 'n lae BBP groei sit in die land. So dit alles maak dit, soos hulle in Engels sal sê, 'n sticky situation, jy het sticky inflation, of inflasie. So dit is 'n moeilike posisie waarin ons is, maar die Reserwebank vat 'n baie sterk siening om te sê hulle nommer 1 mandaat of prioriteit is om inflasie te bestuur, en of ons nou daarvan hou of nie, ten minste neem hulle 'n siening uit en dit skep sekerheid. So ons kan half verwag wat gaan gebeur, wil ek amper sê, en almal is maar in dieselfde bootjie. Ons moet maar in dit sit in hierdie periode en dit sal ook weer verbygaan. Maar dink jy vir hierdie ek dink is Moody's wat vir ons 'n positiewe uitkyk gegee het. Dink jy ons moet opgewonde daaroor raak of is dit bietjie vroeg? Ja, miskien 'n bietjie vroeg. Ek dink die hoofrede daarvoor was omdat ons skuldvlakke beter onder bestuur kom, as een van die redes gewees, maar dis natuurlik positief. Jy weet, almal vra altyd, wat dink jy van Suid-Afrika? En dan sê ek, in vergelyking met wat? Jy weet, as ek gaan kyk na wat aangaan in die res van die wêreld, is daar nie baie goeie tekens wat daar uitkom nie. Maar hier's goeie tekens wat uit Suid-Afrika kom, al sit ons in 'n moeilike omgewing. En veral, ek dink polities gewys, is ons dalk op 'n beter traject as wat ons 'n paar jaar terug was. En die politiek skakel tog so nouliks in by die ekonomie en dit is so afhanklik van mekaar, so dis eintlik maar Ja, dit gaan net oor die regte ekonomiese beleide. Dis waar dit gaan. En ek is in afwagting oor wat in Johannesburg en in Pretoria gaan gebeur na die einde van die jaar toe met munisipale verkiesings. Jy weet, ek dink Suid-Afrika het nog altyd die gawe gehad of was gelukkig dat ons net so op die brink van die afgrond kom en dan trek ons terug. En Suid-Afrika was nog altyd 'n lucky land gewees in daai opsig. Ja, laat ons nie wenig daai konflik het met die oorskakeling van apartheid na in 1994, al daai tipe goed is. Ja, en 'n baie sterk ons het 'n verskriklike sterk privaat sektor. En dit tel baie vir ons, en ek glo die meeste mense in die land is goeie mense. En op die einde van die dag gaan dit 'n verskil maak. Ja, en ek wonder of iets soos byvoorbeeld die privatisering van krag byvoorbeeld, almal met hulle solar panels, Eskom wat ook tot 'n mate nou privaat lyne toelaat. Iets soos die veiligheidsdienste wat ook geprivatiseer is, water, al die tipe goed wat jy ook nog genoem het, wat die spoorlyn sektor nou so sterk nou, ja. En wat ons regtig 'n positiewe uitkyk ook dan eintlik wat ons resilient, ek dink die lekker woord om te gebruik vir dit is resilient teenoor hierdie onsekerheid. As hierdie onsekerheid van Iran nou wegval, hoe dink jy gaan dit uitspeel? Kom ons bou 'n scenario. Kom ons bou 'n goeie scenario, ons sê in 2 weke se tyd of is hierdie oorlog of is dit nou skietstilstand en dit gaan nou weg. Hoe lyk die res van die jaar vir ons?
Ja, dis 'n moeilike voorspelling want daar's soveel veranderlike faktore wat ons eintlik nog wag om deur te kom. Jy weet, hoër inflasie, brandstofpryse. Ek sien nie dat brandstof of olie noodwendig so vinnig gaan afkom al stop die oorlog nie. So is moeilik om te sê, maar ek dink die mark sal dit verseker as 'n positiewe teken vat en ons sal uptick sien, maar ek kyk 'n bietjie anders daarna om te sê, wêreldwyd word hierdie onsekerhede wat ek en jy nou oor praat, hoër inflasie, hoër brandstofpryse word reeds ingeprys. So dit kan eintlik vinnig suid gaan as iets uit die bloute uitgebeur waar die oorlog verskriklik eskaleer. En ander lande aan die lande betrek word. Ja. As die oorlog stop, ek sien nie dat daar te veel beweging vir die res van die jaar gaan wees nie. Ek dink almal is 'n wait and see approach. Dis maar wat hulle gaan inneem. Ja, wat ek nou gesels het vir die tyd, al die goed wat ons tans oor praat wat nie nuus is wel in pryse ingeprys. En jy sien dit met mielies ook byvoorbeeld, waar die mielieprys nou staan op 3400 byvoorbeeld, dan weet ons droogtes, El Niño's, al daai tipe goed is reeds in daai mark ingeprys. So dan moet nuwe nuus na die mark toe kom, iets wat niemand weet nie, iets wat van die kant af inkom, wat niemand gesien het nie, wat regtig die mark verskriklik gaan skuif. Ja, jy sê byvoorbeeld as die oorlog nou eskaleer na die ander kant toe dan of uit die area uit, dan kan ons dalk iets sien vir die sleg. Wat kan dit dalk wees vir die goed? Ja, totale onttrekking van die oorlog, maar in my opinie is die twee wêrelde is so ver verwyderd uit mekaar uit oor wat Amerika wil hê en wat Iran bereik. Kan dit aanhoudende tipe? Ja, dalk meer uitgerekte soos met 'n Rusland-Oekraïne tipe situasie. Maar ek dink wel die impak in die Midde-Ooste is dalk groter op die ekonomie tot in 'n mate. So ons sal maar moet sien. Ek sal net sê, uit 'n beleggersoogpunt uit probeer ons nie in en uit die mark beweeg nie. Ons het 'n strategie geneem. Nie die top probeer vang. Ja, nie die top probeer uitgaan en op onder probeer koop nie, want dit werk regtig. Die wat dit reg kry was gelukkig, sonder twyfel. Belê daardeur wat vir my aanduiding gee dat mense bietjie meer konservatief is Warren Buffett se maatskappy wat op 'n verskriklike klomp kontant sit en van hulle posisies ontslae raak. En hy het nog altyd 'n baie verder siening ingevat. En dit is my halfe aanduiding dat hy gaan wag dat daar sekere pryse is wat afkom op die aandelemark voor hy weer gaan koop. Nou ek weet, hy sit met 'n klomp geld, dis nie so maklik vir hom om enige aandele of maatskappye te koop nie. Maar tipies was hy nog altyd reg gewees in moeilike situasies en waar hy eintlik net 'n langer termyn uitkyk gevat het. So ek sou sê, mens moet dalk 'n bietjie meer 'n konservatiewe benadering vat. Moenie laat hierdie markte wat nou opgegaan het vir al die buitelandse markte, wil ek amper sê fake signals. Ja, dat jy nou moet inklim. Ja, nou moet jy inklim want jy gaan nie trein mis nie. Ek sal dalk meer 'n gefaseerde benadering vat waar kapitaal infaseer as dit nuwe geld is. Vir huidige beleggers, maak seker jou strategie is nog voldoende met wat jy wil bereik en bly geïnvesteer in die mark. Dit het net soveel keer al gewys dat dit die regte benadering is wat die beste uitkoms gee op jou. En dit hang maar baie af van wat jou risiko-optyd van hoe jou belegging lyk, maar dis nou ideaal as iemand dan met jou sit en kon gesels, dan kan jy nou byvoorbeeld ek het 'n verskriklike hoë risiko-optyd, so ek sal dan nou net in Eskom belê. Ja, maar in eie funds, maar maar ja, dit is weer eens dit hang nou maar van persoon tot persoon af. Hoe jy so strategie sal uitwerk. Ja, dit gaan nie net oor die opbrengs nie. Jy kyk uit 'n belasting oogpunt uit na waar jy die beste opbrengs. Mense sê ek kan 8 of 7,5% in die bank kry, maar vergeet hulle amper die helfte van dit moet betaal word aan belasting, want daai totale rente is belasbaar. So daar's ander maniere om jou in 'n gunstiger belastingposisie te kry, eerder as om geld net te parkeer. Gaan in elk geval oor die langtermyn volgens my verarm jy om alles in die bank te hou, want inflasie en belasting verwyder net daai koopkrag. Baie dankie Christian, baie insiggewend, baie lekker om met jou te gesels en ons maak vinnig weer so, maar baie dankie vir jou tyd. Dankie Johnny. Hierdie ekonomie-oorsig word met trots aan jou gebring deur FFG. Maak seker om weer volgende week in te skakel wanneer ons weer vir die nuutste nuus bring in die ekonomie van Suid-Afrika, maar ook die wêreld. Tot volgende week.